Whatever you believe about yourself may be true, but it will not happen without transformation. Ek is hierdie week weer saam met jou besig met die onderwerp, die gebedsparadoks. Laasweek begin, as jy daai program wil of daai uitsending wil gaan kyk, jy het dit miskien gemis, jy kan op YouTube gaan, jy kan indruk Desmond Berry Encounters, en dan sal jy laasweek die 11de Maart se uitsending sal jy daar kry. Ek wil jou aanraai, gaan kyk 'n bietjie daarna. Ons praat oor die gebedsparadoks. Ek het gepraat oor wat gebed is en wat gebeur wanneer ons bid, of hoekom bid ons. Baie belangrike fondasie oor gebed en ek wil weer dit noem vandag dat so belangrik dat ons hierdie sentrale aspek van ons geloof in God moet verstaan. En ons al baie keer die skrif aan wat sê ons bid en ons ontvang nie, en ek gaan u wys hoekom ons nie ontvang nie, en die Here gaan ons help dat ons by hierdie goed gaan uitkom. Nou ek wil dit noem dat there's a process involved when it comes to the fulfillment of promises and prophecies, en daai proses word genoem transformation. Nou natuurlik weet ek en jy dat ons is 'n nuwe skepsel. Die skrif leer ons dat as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword, maar nou moet ek en jy verstaan. Dawid sê op 'n stadium, hy sê, hy verkoop my siel. Die Engelse vertaling, he restoreth my soul. Jy sien, ons sit met die siel wat gedurig deur in transformasie moet gaan. Romeine 12 vers 2 sê, word dan nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Het praat van die sielsdimensie, die sielspersoon. En in ons walk met God, ons journey met die Here, is dit so belangrik dat ek en jy hierdie ding moet verstaan, dat vir ons om in die volheid van God in te kom, en in die volheid van God, kom ek sê, te beleef en te ervaar, moet ons gedurig deur, elke dag wil ek sê, oomblik vir oomblik, moet ons deur hierdie renewal gaan, want as die renewal wat transformasie bring. Hoe word ons vernuwe in ons gemoed? Natuurlik deur die woord, die openbaring van God se woord. Dit kom deur die kennis van God se woord. En so, ek het gekom in hierdie 2-3 weke, I've come to pull away the curtain, the partition that keeps us from receiving from God. Onthou, Jakobus hy sê, julle bid en julle ontvang nie. En so ons moet deel met hierdie issue dat ons bid. Baie kere word ons aangemoedig, ons word deur ons families, ons broers en susters in die Here, ons word in die kerk aangemoedig. Bid sonder ophou, maak tyd vir gebed. Maar dan kom ek by die huis en ek is in my alleen in my binnekamer en ek sukkel met hierdie issue van gebed. Ek het gekom om u te help familie. En ek wil graag saam met u blaai en lees, uit Lukas hoofstuk 9, en dan lees ons, kom ons kyk na, Lukas 9, en dan lees ons vers 28. As jy Bybel het, ek is opgewonde familie, ek weet as mense wat, dit het gekom soos manne uit die hemel vir jou. Vers 28, omtrent 8 dae later, het Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes na 'n berg toe saamgeneem om te gaan bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig of sy gesig verander en sy klere het skitterend wit geword. Toe het 2 mans, Moses en Elia, verskyn en met Jesus begin praat. Hulle was glansryk in voorkoms. Hulle het met Jesus gepraat oor hoe hy God se plan sal volvoer deur in Jerusalem te sterf. Maar ek wil fokus op vers 29. Onthou Jesus kom op hierdie gebed, we call it the Mount of Transfiguration. En hy het hierdie 3 manne saam met hom gevat om te gaan bid. En terwyl hy bid, sê die skrif, vers 29, het sy voorkoms
die gesig, sy voorkoms van sy gesig verander. Daai woord verander praat van dat 'n transformasie plaasgevind. As ons kyk na hierdie woord transformasie, en ons kyk na die Grieks van die woord, dat beteken dit, of die woord is metamorfose of metamorphosis. En dit beteken letterlik soos, as ek het 'n natuur kan verduidelik, voor jy die skoenlapper kry, het jy mos nou die papie. Ek dink ek het die regte woord daar. En dit is, as jy kyk na die papie, die kokon wat die skoenlapper in is, dan lyk dit so na 'n dalding, dit lyk asof dit niks is nie. Jy sal nooit kon gedroom het, as ons nooit moes geweet het hoe 'n skoenlapper gevorm was, dat 'n skoenlapper eintlik so eenvoudig, so dal kan lyk nie. En dan uit die proses kom die mooiste creation na vore. Een van God se mooiste handewerke, skepsels, skepings. Ons kry skoenlappers met verskillende kleure. En baie van ons is lief vir die skoenlappers, veral vroumense. Maar om te dink hoe die proses van die skoenlapper, wat dit was, hoe dit gekom het, hoe hy gelyk het in sy beginstadium. En dit is die ding wat ek vandag wil oor praat. Jy sien, Jesus kom op die berg, hy gaan om te bid. En daar gebeur 'n verandering. Ek dink onmiddellik aan Josef, en ek wil vandag met 'n Josef praat. Jy sê dalk ook, die Here het vir my die mantel van Moses, van Josef gegee. And I want to speak to you, Joseph. Joseph, do you think that a dream only will take you to the palace? In fact, the dream will take you first to the pit. En as dit nie genoeg is, jy gaan die droom jou vat, en dit gaan maak dat jy beskuldig gaan word, valslik beskuldig, soveel so, dat alle evidence, die bewyse, wys na jou toe, en dat het waar is. Dis wat die droom baie keer, en ek wil nie oor die droom praat nie, maar wat ek wil praat oor, is dat die transformasie, die proses, wat gebeur in die vervulling van beloftes en profesieë, maar waar gebed 'n sentrale plek inneem, soos wat ons al vorige kere genoem het, in ons geloof in God. Jy sien, as Josef moes geweet het, dat 'n droom hom soveel gaan kos, dink ek, Josef sou seker van die staanspoor af gesê, Here, nee, nie vir my nie, hou maar verby. Ek dink ek is gereed vir dit nie. Nou dink gou vandag, familie, jy kom in die put, as 'n donker plek, natuurlik was dit 'n droë put, maar as 'n donker plek, jy's afgesonder, niemand weet van jou nie. Dis daar in 'n verlate plek dalk, want die put is droog, met ander woorde, die put word nie meer gebruik nie, dis nie meer useful nie, maar as 'n plek diep onder in die aarde, dit laat my ook dink aan 'n saad, wat diep in die aarde geplant word, of onder die oppervlak van die aarde, hy lê daar vir 'n tydperk, niks sonliggie, in donkerte, maar in die alleenheid, in die donker plek, is waar die eindelike werk plaasvind, en dit is wat gebed is, familie. Daarom ek gaan weer verwys, waar die Here Jesus sê, hy sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, maak dit deur agter jou toe. Met ander woorde, dit is 'n plek, as 'n geheime plek. As 'n plek, gebed is eintlik iets tussen jou en God. En laat my dit sê, dat gebed gaan meer oor jou en my, as wat dit oor God gaan. En ek en u gaan in 'n oomblik verstaan. Jy sien, dis hy saad wat daar lê, en is baie kere weet jy vir hoe lank hy daar lê nie, maar in die tyd wat hy saad daar lê, as hy besig om te kiem, as daar besig om iets te gebeur met daardie saad, ek wil vir iemand vandag sê, dat in jou tyd van gebed, voordat die antwoord kom, is daar 'n proses van transformasie. Prayer is the place of transformation. Dis die plek waar God met ek en jou werk. Daarom is gebed vir baie nie so aantreklik nie. In fact, ek wil bevestig, gebed is nie so 'n aantreklike aspek van ons geloof in God nie. In gebed voel dit vir ons baie kere, ek sit uur of ure sit ek hier, of oomblikke, Here.
En dit voel ek bid niet. En dit voel ek wag, want soms moet ons wag. En dit voel niks gebeur nie, want as 'n tydgebonde familie. Soms gebeur die ding oombliklik, maar ek kan nie sê, baie keer is dit 'n proses. Maar is in die wagperiode, is in die tyd waar daar niks gebeur nie, maar dat jy weet, dat God hoor jou, is wanneer die werk eintlik begin. Jy sien, voor God na buite toe werk hy na binne toe. En ek wil vandag vir die Josef sê, Josef, dink jy, waar jy nou is, dat jy is gereed om 'n nasie te govern? Onthou, Josef was net onder die vader gewees. Hy was in bevel gewees, hy was aangestel oor 'n hele nasie. Jy sien, dink jy, dit sal sommer net so gebeur? Ek dink baie kere as God, kom ek sê nie baie keer nie, God is so getrou, dat die Here sal ons nie net in 'n ding invat, expose aan sekere dinge nie, omdat hy weet, ons karakter het nog nie ontwikkel vir die platform nie. Kom ek maak 'n voorbeeld, hier kom die Here na Abraham toe, en ek praat nou van Abraham. Hy roep vir Abraham uit sy vaderland, hy roep vir Abraham uit sy familie uit, hy roep vir Abraham uit die bekende uit, en hy sê vir Abraham, ek wil jou seën, en ek wil jou 'n groot nasie maak, en hy sê, gaan na die land, wat ek vir jou sal aanwys, en Abraham is God gehoorsaam, en onthou, God het 'n belofte gemaak, maar eintlik het God 'n belofte gemaak aan Abraham. Jy sien, die woord Abraham of die naam Abraham beteken exalted father. Maar die een wat die belofte in besit geneem het, was Abraham, wat beteken father of many. Jy sien, ek wil hierdie ding huis toe bring, dat as jy, in hierdie geval wil ek sê, baie van ons, as nie ons wat die vervulling van die belofte gaan sien nie. It is the newer version of you that is going to see the promise fulfilled. En ons wonder baie kere, hoekom gebeur die ding nie? Wanneer ek praat oor die nuwe version van jou, praat ek nie oor jou geesmensie. Ek praat diep in jou siel, as daar iemand wat na vore moet kom. Ek sien, dink daaraan familie, dat sal ek nou reg wees, ek praat van Desmond Barry, om president van Suid-Afrika te kan wees. Ons het baie kritiek wat ons lewer vir ons presidente, ons staatsamptenare, ministers en allerlei mense. Maar weet jy wat dit kos om sekere dinge van 'n land te kan bestuur? Om 'n president van 'n nasie te wees. Ek gaan nie nou sê, ek glo nie, Desmond Barry soos hy hier is, sal nou 'n minister kan wees van watter ook al afdeling van Suid-Afrika, of 'n president van Suid-Afrika nie. Hoekom? Want ek is nog nie ontwikkel vir die posisie, ek is nog nie getransformeer om die platform te bereik. Jy sien, jy dink dalk, Here, maar ek het nou al so lank gewag. Here, ek bid nou al so lank. Weet jy wat, God is eintlik so lief vir jou, dat die Here jou nie wil expose aan iets wat eintlik 'n blessing moet gewees het, maar dat as daai ding nou moet kom in jou lewe, kan dit jou dood veroorsaak. Ons dink baie keer ons is gereed vir die groot besigheid, ek is gereed vir die groot gemeente, ek is gereed vir die groot onderneming, maar eintlik, dit is die plan van God. Yes, jy het reg gehoor, jy het die visie gekry, jy het die droom gesien, dis alles goed en wel. Josef, ek wil vir jou sê, ja, die son en die maan en die sterre gaan voor jou buig. Maar jy is nog nie gereed nie, Josef. There's a newer version of Joseph that needs to arise. Daar's 'n nuwe of 'n nuuter weergawe van jou meneer, mevrou, wat op die toneel moet verskyn, voordat jy gereed sal wees om die platform te betree.
Ek wil iemand vandag, daarom wil ek vandag sê, moenie moedeloos word om te bid nie, want gebed is die plek van transformasie, is in die plek van gebed, waar die Here in ons werk, waar die Here verandering in ons bring, waar my gemoed verander word, waar ek vernuwe word, sodat transformasie, metamorfose kan plaasvind vir my, om in die belofte van God in te beweeg, om die belofte van God in besit te neem. Baie van ons is nie gereed vir 'n miljoen rand of vir hoeveel honderde duisende rand nie, want my karakter is nog nie gesyp om dit te kan hanteer nie. I am not ready, as ek in plain woorde kan sê, ek is nie gereed nie, en dalk is dit vandag die tyd om te erken, vandag is dit dalk die tyd om te bely, en vir jouself te sê, dankie Here, dat ek nog nie die plek bereik het nie. Ek dink ek is nie gereed nie, of ek is eenvoudig net nie gereed nie. Jy sien, ek wil jou familie, there must be a transformation that needs to take place, of daar moet transformasie plaasvind, vir ek en jou. Halleluja, ek voel so, ek ervaar so 'n teenswoordigheid van God, want ek ervaar dat die Here mense antwoord. Ek en jy moet in hierdie plek van gebed moet ons bly. Daarom het Jesus, toe hy in die tuin van Getsemane gaan, die skrif sê, hy het 'n bietjie verder gegaan. En hy het nie net 1 of 2 keer gebid, hy het 3 keer gebid. En as ek nou praat, ons kyk na die 3 keer, dan kyk ons na die fisiese 3 kere nie, maar ons kyk na die periode, ons kyk na die tyd gebonde aan transformasie. Die eerste keer toe Jesus bid, en kom ons praat eerlik, kom ons wees eerlik, hy was nie gereed nie. Hoekom sê ek so? Want hy het gesê, Vader, as dit U wil is, hy het geworstel, hy het vir sy disippels gesê, my siel is bedroef tot die dood toe. Hy het uiteindelik in my woord gesê, Here, ek wens net hierdie ding, hoef nie nou te gebeur nie, as daar nie 'n ander manier, Here, Vader, kan ons nie 'n ander plan maak nie. U verstaan wat ek bedoel. Hy het geworstel, hy het vir 'n oomblik, het hy nie gereed gevoel nie. But it was in the place of prayer. It was on the Mount of Transfiguration, where transformation took place. En dit was voor die kruisiging. Dat is van ons wat deur hierdie proses moet gaan. Kom ek sê, almal van ons moet deur hierdie proses gaan. Almal van ons moet in die gemoed verander word. Dis waar die transformasie plaasvind. Ons kan al die skrifte quoteer. En daar's niks verkeerd met dit nie. Ek beveel dit ook aan. Maar ek sê hier vandag, as 'n ding wat moet gebeur, meer as net om die skrif te ken, daar moet transformasie plaasvind. Ek wil vir iemand vandag sê, dat is nou tyd om daai binnekamerverhouding met God te sluit. Om daai binnekamerverhouding weer op te skerp, om daai binnekamerverhouding weer te slyp, want dit is die plek waar God met jou en my ontmoet. En ons weet natuurlik by nou al, dat gebed is nie net woorde nie. Soos ek vroeër gesê het in die begin van hierdie uitsending, jy wil graag daai uitsending wil jy nie mis nie. Want as ons dit mis, dan mis ons eintlik die grondslagfase van gebed. En ek wil nie daaroor praat vandag nou meer nie, maar ek wil hamer op dit wat die Here in my hart gelê het oor transformasie. Jy sien, Moses het 40 dae het hy op die berg, 40 dae nagte het hy op die berg met God deurgebring. En na die 40 dae nagte kom Moses. Ons weet natuurlik mos nou, as ons praat van die berg, praat ons ook 'n plek in die gees. Hoef jy altyd na 'n fisiese berg toe te gaan om te vas of om te bid nie. Maar toe Moses daai tydperk klaar maak en Moses kom weer in aanraking met die mense, hy was natuurlik afgesonder, dat die heerlikheid van God het Moses so getransformeer, dat het moeilik vir mense gewees van sy tyd, die volk wat hy gelei het, om in sy gesig te kyk. Hierdie man is 'n voorbeeld van transformasie.
dat hy moes 'n wyl moes hy voor sy gesig gesit het, sodat die volk ten minste na hom kon kyk. Dit is wat God met 'n man en 'n vrou doen, wat hulle gee vir die binnekamer, wat verstaan wat dit beteken om in die binnekamer te bly. Ons is soos 'n saad in die grond wanneer ons in die binnekamer is. Ons is soos 'n saad in die grond wanneer die binnekamer die plek is waaruit ons lewe. Jy weet nou familie, die binnekamer is nie net 'n fisiese plek in die fisiese reality, maar dit is die plek waar geen mens kan sien nie. Dis die hart. Dis waar God na kyk. Ek wil afsluit vandag, geliefde, dat dit nie jy dalk gaan wees, hierdie jy wat nou is, wat in besit gaan neem nie, maar dis daardie transformerende jy, wat sekere profesies gaan beleef, wat sekere beloftes gaan smaak, wat vervul gaan word in jou lewe. Halleluja. Ek eer God vandag, dat ek weet, dat die Here roep sy mense in 'n plek van transformasie. Daai plek is gebed. Dit word genoem die gebedsplek. Die plek van gebed is die plek van transformasie. En ek weet jy is vandag bemoedig. Jy is vandag geseën deur die woord van die Here. Ons praat oor die gebedsparadoks. Prayer is more about you and I than it is about God. En volgende week, ek wil nie jy moet dit mis nie, moenie hierdie een misloop nie, gaan ons meer bietjie teach oor hierdie gebedsparadoks. En ek gaan meer en meer verstaan wat dit beteken om te bid. Ek dink nie, dalk het ek genoeg tyd om te praat, dan gaan dit vir my kos om vir 'n hele paar weke te praat oor gebed. En ons vertrou die Heilige Gees, dat hy ons gaan help, en in hierdie plek in gaan lei. Tot volgende week, wees en bly geseën. Amen.